Goeiedag, ek is Willie Botha van die Banbury Gereformeerde Evangeliese Kerk in Australië. Ons lees in Romeine 1 vers 16 dat Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, vir die Jood as ook die nie-Jood. Paulus het dit eendag op 'n drastiese manier agtergekom, dat hy eintlik nie besig was met dit waarmee hy gedink het hy besig is nie. Toe hy op pad na Damaskus toe was, is hy as ware in sy spore gestuit, terwyl hy eintlik gedink het dat hy besig was om die evangelie van God te verkondig. En dan sien ons dat Paulus 'n radikale ommekeer in sy lewe beleef. Met dieselfde entoesiasme waarmee hy Christene vervolg het, raak hy dan 'n groot aanhanger van die verkondiger van Jesus Christus. Om dit goed te verstaan, moet ons verstaan dat dit vir Paulus in die eerste plek nie oor homself gegaan het nie. Dit was 'n saak wat hy gedien het. In plaas van soos die wet iets was wat hy verkondig het hy nou iemand gehad wat hy verkondig. En aangesien dit vir die Jood en die nie-Jood was, is almal daarbey ingesluit. As ons die diversiteit van die antieke wêreld in gedagte hou, sal ons daarom dit goed verstaan, dat Paulus baie fyn aanvoeling aan die dag moes lees, soos wat hy in Filippense ook te kenne gee, om die evangelie tot sy reg te laat kom. Dus dit is belangrik dat wanneer ons vra hoe mens die evangelie verkondig, dit op so 'n manier, in so 'n styl sal plaasvind, dat dit nie oor die persoon gaan nie, maar dat dit wesenlik gaan, sodat die krag van God, wat tot redding van elkeen is, na vore kan kom, dat ons as ware die evangelie van Jesus Christus die beste moontlike kans in elke geleentheid sal gee, om te slaag, alhoewel ons alreeds weet, dat dit 'n krag van God is, dat God dit self bewerk. Ons sal in die volgende paar weke 'n bietjie meer gaan kyk oor wat ons in gedagte moet hou en hoe ons die evangelie van Jesus Christus moet verkondig. Maar 'n goeie plek om te begin is om te weet en saam met Paulus te sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n redding en 'n krag van God vir elkeen wat glo. Baie dankie. Amen.